1 Korintiërs 4 van vers 1 tot 2 sê dat ons dienaars van Christus en bestuurders van die verborgenhede van God is. Paulus sê ook dat die wysheid van God 'n misterie is, 'n verborgenheid of 'n geheimenis. Christus gekruisig is. Die wêreld verstaan dit nie, maar dit is ons redding. Kom ons kyk na van hierdie geheimenisse. Kolossense 1:27, Christus in julle die hoop van heerlikheid. Wow! God woon binne in jou en hy's die een wat jou krag, hoop en 'n toekoms gee. Jesus sê ook aan julle is dit gegee om die geheimenisse van die koninkryk van God te ken. Onthou, die koninkryk is reeds hier. Dis die plek waar Jesus in ons harte regeer. Dis klein soos 'n mosterdstaat, maar dit groei. Die koninkryk is soos gis wat alles deurwerk. God verander ons van binne af na buite toe. So wees prakties, leef met geloof, al sien jy nog nie die volle prentjie nie. Dan is daar die geheimenis van godsaligheid. In 1 Timoteus 3 vers 16. God het mens geword, sonde en die dood oorwin en sit nou op die troon aan die regterhand van God. Ons roeping is, leef soos hy, deur sy krag. God se geheimenisse, sy verborgenhede, is nie onkenbaar nie. Dis iets wat hy aan sy kinders openbaar. So spandeer tyd in gebed en meditasie en laat die Heilige Gees jou die dieptes van God wys. Onthou, die Bybel sê in 1 Korintiërs 2 dat oog het nie gesien, oor het nie gehoor die dinge wat God voorberei het vir die wat hom liefhet. En ons weet hy het dit vir ons deur sy Gees geopenbaar. So leef in God se verborgenhede en geheimenisse. Ontdek dit, want dit is jou hoop, dit is jou krag en dit is jou toekoms in Christus.